Numeri, hoofstuk 11. Toe het die volk in die ore van die Here begin kla. Die Here het hulle gekla gehoor en baie kwaad geword. Toe het 'n vuur van die Here teen die kant van die kamp begin brand. Daarop het die volk na Moses geroep om te help. Toe het Moses tot die Here gebid en die vuur het uitgebrand. Hulle het daardie plek Tabera genoem, wat opvlam beteken, want daar het 'n vuur van die Here teen hulle opgevlam. Die mense van gemengde afkoms wat saam met die Israeliete getrek het lus gekry vir vleis. Die Israeliete het self ook gekla en gesê, as daar tog iemand is wat vir ons vleis kan gee. Ons dink aan al die vis, komkommers, watlemoene, preie, uie en knoffel wat ons verniet in Egipte kon eet. Maar nou het ons lewenskragte uitgedroog, want ons sien hier niks behalwe hierdie manna nie. Die manna was die grootte van koljandersaad en het dieselfde kleur as balsemgom gehad. Die volk het dit rondom die kamp versamel en dit dan in vysels fyn gestamp of tussen die maalklippe fyn gemaal. Dan het hulle dit in potte gekook of roosterkoeke daarvan gebak. Dit het baie soos oliekoeke geproe. Die manna het snags saam met die dou op die kamp geval. Moses het gehoor hoe die volk onder hulle families kla by die deur van elkeen se tent. Toe het die Here baie kwaad geword en in die oë van Moses was dit ook verkeerd. Daarop het Moses vir die Here gevra, hoekom het u my, u dienaar, hierdie kwaad aangedoen? Kan ek dan nie genade in die oë vind nie? Waarom rus die las van hierdie hele volk op my? Is hierdie hele volk dan my kinders aan wie ek geboorte gegee het? Want u sê, jy moet hulle aan die bors dra soos 'n oppasser 'n suigeling ronddra. Jy moet hulle na die land neem wat ek met 'n eed aan hulle voorouers beloof het. Van waar moet ek vir hierdie hele volk vleis vandaan kry? Die hele dag kla hulle by my. Jy moet vir ons vleis gee, want ons wil eet. Ek kan werklik nie alleen hierdie hele volk dra nie. Dit raak te veel vir my. As ek genade in die oë gevind het, slaan my liewer dood as om so met my te maak, want ek wil dit nie meer aanskou nie. Toe het die Here vir Moses gesê, jy moet 70 van die oudstes van Israel vir my bymekaar bring, manne waarvan jy weet dat hulle oudstes en leiers van die volk is. Dan moet jy hulle na die tabernakel bring, sodat hulle daar saam met jou kan staan. Dan sal ek na jou toe afkom en met jou praat. Ek sal ook van die gees wat op jou rus neem en op hulle lê, sodat hulle jou kan bystaan en jy nie alleen die las van die volk hoef te dra nie. Jy moet ook aan die volk sê, julle moet julleself heilig teen môre en julle sal vleis eet, want julle het in die Here se ore gekla deur te sê, as daar tog iemand is wat ons vleis kan gee, want dit het baie beter met ons in Egipte gegaan. Nou sal die Here aan julle vleis gee, sodat julle kan eet. Julle sal nie net 'n dag of 2 of 5 of 10 of selfs 20 dae eet nie, maar julle sal 'n hele maand lank vleis eet, totdat dit voel asof dit by julle neuse wil uitkom. En julle sal walg daarvan, want julle het die Here, wat tussen julle woon, verwerp en in sy teenwoordigheid gekla en gesê, hoekom het ons uit Egipte getrek? En Moses sê, die volk waaronder ek is, staan 600,000 man sterk. Tog sê u, ek sal aan hulle vleis verskaf, en hulle sal 'n hele maand lang daarvan eet. Kan daar genoeg beeste en kleinvee vir hulle geslag word, sodat hulle genoeg te ete sal hê? Is daar selfs genoeg visse in die see, sodat hulle genoeg te ete sal hê? Daarop antwoord die Here vir Moses, dink jy die hand van die Here is te kort? Jy sal nou sien of my woord waar word vir jou, al dan nie. Toe het Moses na die volk toe uitgegaan en die woorde van die Here aan hulle oorgedra. Daarna het hy 70 van die oudstes onder die volk bymekaar geroep en hulle rondom die tabernakel laat staan. Toe het die Here in die wolk afgekom en met Moses gepraat, en die Here het van die gees wat op Moses gerus het, geneem en op die 70 oudstes gelê. Terwyl die gees op die oudstes gerus het, het hulle geprofeteer, maar daarna het hulle dit nie weer gedoen nie. Daar het 2 van die oudstes in die kamp agtergebly. Hulle name was Eldad en Medad. Alhoewel hulle onder die 70 opgeskryf was, het hulle nie na die tabernakel toe uitgegaan nie. En omdat die gees ook op hulle gerus het, het hulle in die kamp geprofeteer. Toe het 'n jong man gehardloop en dit aan Moses vertel. Hy het gesê,
Eldad en Medad is besig om in die kamp te profeteer. Toe sê Joshua, die seun van Nun, wat in diens van Moses gestaan het, my heer Moses, u moet hulle verbied om dit te doen. En Moses antwoord hom, is jy werklik ter wille van my op hulle jaloers? Ag, kon die hele volk van die Here nie maar profete gewees het, en hy sy gees oor hulle uitgestort het nie. Daarna het Moses en die oudstes teruggegaan na die kamp toe. Daar het 'n wind van die Here afgekom. Dit het kwartels uit die rigting van die see aangewaai en dit oor die kamp losgelaat. Daar was omtrent 'n dagreis ver in alle rigtings kwartels gewees. Die kwartels was omtrent 2 el of ongeveer 90 cm bo die grond. Daarop het die volk vir die res van daardie dag, asook deur die hele nag tot aan die einde van die volgende dag kwartels ingesamel. Die persoon wat die minste kwartels ingesamel het 10 gomer of ongeveer 'n ton ingesamel. Hulle het die kwartels reg rondom die kamp oopgesprei. Nog voordat hulle die vleis klaar gekou het, terwyl dit nog tussen die tande was, het die woede van die Here teen die volk losgebreek. Daar was 'n groot slagting onder die volk. Hulle het toe die plek Kibrot Ta'awa genoem, wat grafte van gulsigheid beteken. Die volk het van daar getrek en in Gasarot gaan bly.